How I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. To me, He is so wonderful. To me, He is so wonderful. To me, He is so wonderful. Because He first loved me. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. Vader, dit is ons so goed om vanmôre net hier te kan wees en om U goedheid, U guns, U heerlikheid te kan ervaar en om net vanmôre op 'n plek te kan wees waar ons uit ons harte wil sê, ons het U lief met ons hele lewe. En dankie dat U ons eerste lief gehad het. Dankie dat U vir ons kom wys het, Here, hoe dit is om werklik waar lief te hê en die prys wat U gegee het, Vader, is 'n prys wat nie een van ons sou kon betaal. So dankie daarvoor. Dankie dat ons in U beloftes kan staan. Dankie dat ons U kan aanroep vanmôre, dat ons weet dat U is die God van alle gode en koning van alle konings, aan die koning van die eeue, die onverderflike, die onsienlike, alleenwyse God. Vader, ons gee vanmôre aan U al die lof en al die eer, want U alleen is waardig, U is lofwaardig en daar is niemand anders soos U. Dankie dat ons vanmôre na die woord kan hoor, Here. Dankie dat ons kan weet dat die woord is altyd goed, U woord is nie sleg nie. Maar die probleem is baie keer by die grond, en daarom wil ek vra, kom o Heilige Gees, dankie dat U al reeds begin het om die grond voor te berei, en U dalk in die week het U al met mense gepraat, en was U al besig gewees om hierdie grond voor te berei, waar hierdie saad nou moet val. En ons gebed, o Heilige Gees, is dat U ons sal help, sodat hierdie saad veelvoudig vrug sal dra in ons lewe. Dat dit ons lewens sal verander, en dat dit ook die mense rondom ons se lewens sal verander. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Amen, liewe vriende, 'n goeie dag. Dit is vir my altyd lekker om hier by julle te wees, en 'n mens dink, elke keer as ek hier staan, dan dink ek aan die tye toe ons nog aanddienste gehou het, en dit was 'n groepie gewees, en amper elkeen by sy naam geken, en so het dit verander, dat ons almal amper nie meer op die name ken nie, maar ons kan daarom nog gesigte onthou, so dit is goed, en ek wil julle aanmoedig, kom ons doen soos wat Koert ook gevra het, kom ons woon alles by dit wat ons kan, en as ons saam kuier ons saam, as ons gesels ons saam, en dit is goed om te gesels, want dit is mos die enigste manier hoe ek kan hoor hoe dit met jou gaan, en dit is moeilik om dit baie keer te ryk of om dit net te sien. Maar my gebed is dat jy werklik waar vanmôre hier sal uitstap en sal sê dat ek is bly ek was hier gewees. Nou, Koert het nou die meeste van my tyd gevat, en ek het lanklaas so lekker gelag, toe het vir afkondigings, en ek dink,
dit is goed om te lag. Dit is, ek weet nie of julle dit ook so geniet het nie. Dit is ook lekker om net familie te kan wees, nee. Ons hoef nie styf te wees nie, ons is soos familie. Nou, 'n hele klomp jare terug, het Jesus gestap langs die see van Galilea, en julle kan dit gaan lees daar in Markus 1 vers 16 tot 20, is waar Jesus sy disippels geroep het, en ek wonder hoe moes dit gewees het. Onthou, Jesus stap al langs die see, die mense weet nog nie eintlik wie hy is nie, hulle is besig met hulle alledaagse dinge, hulle is besig om vis te vang, en op 'n stadium het hy ons vir Simon gekry, en hy het vir Simon se broer Andreas gesien, waar hulle besig was om werknette in die see uit te gooi, en hy het hulle geroep. En Jesus roep ons vir een rede, en dit is om hom te volg. En dit is hoekom ons ook vandag hier is, want ek glo die meeste van ons wat vandag hier so sit, het ook eendag daai roepstem gehoor toe Jesus vir jou ook gevra het, en hy jou uitgenooi het en gesê, kom volg my. Nou, toe Jesus sy disippels geroep het om hom te volg, toe was dit nie 'n vrypas na die hemel toe nie. Dit was ook nie 'n vrypas in die koninkryk nie. Ek dink nie dit was sommer net 'n goedkoop besluit wat die disippels moes gemaak het daai tyd om te sê, ek wil vir Jesus volg nie. En die oomblik toe Jesus hulle nooi, en dit is wat hy vandag met ons ook doen, hy nooi ons om hom te volg. Hy nooi ons om volgelinge van hom te wees. Ons ken dit meer as disippelskap. Hy roep ons tot disippelskap. En wanneer Jesus ons nooi om hom te volg, dan beteken dit, hy nooi ons eintlik na 'n ander leefstyl toe. Dit is wat beteken, dit is wat dit vir ons beteken. Die oomblik toe ek sê, ek gaan Jesus volg, toe het my hele leefstyl verander. Dis was onmoontlik om 'n leefstyl te hê wat nie volgens die woord is nie, en dan vir Jesus te volg, en dan nog steeds aan te gaan met jou ou leefstyl. Mens kan dit nie doen nie. So, Jesus roep ons tot 'n nuwe leefstyl. Dit is waaroor dit gaan. En as jy vandag hier is, en jy sê, maar ek is eintlik gelukkig op die manier wat ek lewe, met al my dinge, my nikke, my grille, dan is hierdie boodskap dalk nie vir jou nie. Maar as jy vanmôre hier sit en jy sê, ek wil graag 'n beter mens wees. Ons het dit mos gesing nou in die begin, ek wil nader aan sy troon, ek wil nog nader aan Jesus, dan is hierdie boodskap definitief vir jou, en mag jy vandag sommer baie baat vind by hierdie boodskap. Nou, ek weet nie of julle sulke mense ken nie. Dalk is jy self een, ek twyfel, ken daarom die meeste van julle, en ek hoop nie so nie, maar jy kry mense wat baie selfsugtig is, en ek wil begin om ons net gou so 'n bietjie te laat kalmeer, sodat jy kan hoor, dalk pas jy in, dalk pas jy nie in, dalk het jy jou eie storie. Nou, daar's niks wat my so irriteer in die lewe soos 'n selfsugtige persoon nie. Iemand wat so selfbehep is met homself, daai tipiese me, myself en I, want sien, as jy selfsugtig is, selfsug is vir my net absoluut die taal wat wys dat jy meerwaardig is. Jy is superieur, jy is beter as ander. En jy kry dit op baie plekke. Dalk het jy ook al in daai lang ry gestaan met jou trolley. En jy's haastig, en jy dinge om te doen. En dan gaan daar 'n ander pad oop. En dan net so, want ek voel ek is die ou wat nou volgende moet gaan. Ek bedoel, ek staan mos nou hier en wag, dan kom iemand sommer hier van die kant af, en dan sal hy hier voor jou in, en sê hulle, sorry, maar ek het net 'n klomp dinge om nog te doen. Dan dink ek, maar ek het ook nog 'n klomp dinge om te doen. So jy voel so half minderwaardig, en hierdie persoon is net absoluut uitverkoop dat my dinge is belangriker, my hele lewe is eintlik belangriker as wat jou lewe nou is. Nou die dag is ek haastig. Nou ek probeer alles so ver as moontlik reg doen. Ek het my vrou lief, ek het my kinders lief, ek het die gemeente lief, ek betaal 10de,
Ek help mense waar ek kan. Ek probeer alles regkry. Ek gooi nie 'n papiertjie by die kar uit nie. As die wind opwaai, dan hardloop ek agter die papiertjie aan om hom op te tel en hom terug te sit in die kar. Want dit voel vir my, ek kan mos iets doen. Al is dit per ongeluk en nou wil ek vir iemand anders te probeer reghelp met iets nie. So daar by Draasdorp, as jy nou na Kentucky toe gaan en wil by die drive-thru gaan, dan moet jy eintlik so omry. Jy kan nie hier inry nie. En ek is haastig en ek is honger en ek is eintlik verby honger, so nou begin dit al aan woede grens. En ek probeer daai grens probeer ek nou 'n bietjie kleiner maak. En die kinders is net so honger. So toe ek net so ry om te wil, ek is nou op pad na die drive-thru toe kom hier 'n ou waar hy nie mag inry nie, toe draai so voor met hom. Ek was woedend. Ek was lus en klim uit en vra vir hom, meneer, dink jy regtig jy het nou die regte ding gedoen? Voel jy dis die regte ding wat jy gedoen het? Maar ongelukkig, toe ken ek die persoon wat dit gedoen het. Ek het dit nooit van hom verwag nie. Nooit. Maar die persoon weet nie ek was agter hom nie, maar ek gaan dit ook nooit vir hom sê nie. Maar ek sal altyd onthou dat daai persoon het my geminag. Hy het gevoel hy's belangriker en hy's beter as ek. Dit is hoe dit nou vir my voel en hy's haastiger en hy's dalk hongerder as ek en toe het hy nou ingedraai en ek moes dit toe nou laat gaan het. Soos ek gesê het, ek kry daai gevoel, daai mense wat alles gaan oor my. Ander mense sê weer, ek behandel mense soos wat hulle my behandel. En dit is nog ons 'n lekker een om te gebruik. Do unto others as you want them to do unto you. Jy maak so met my, dan sal ek so maak met jou. En as ons dan eerlik moet wees met mekaar, dit is tog lekker. Want as jy lelik is met my, dan gaan ek dubbel so lelik wees met jou. Ou wat saam met my in die army was, het altyd gesê, I don't get even, I simply take revenge. I say, because getting even throws the whole situation out of balance. So sê, nee, ek gaan nie nog laat ons mekaar nou, hier 'n klap, daar klap, hier 'n klap, daar klap. Hy sê, as jy my klap, dan lekker tackle jou, ek maak klaar. En dit is baie keer, ek dink dit is seker mense. Dit is vir my baie keer, en nou nie vir my nie. Baie keer lekker, as iemand was so 'n bietjie mislik met jou gewees, as jy so dubbel mislik terug met hom. Iemand het jou so 'n bietjie hou gegee, dan gee jy net so 'n bietjie 'n harder hou. Gewoonlik kry jy mense by huwelike ook. Waar die gewoonlik, wel die mans het ons nou maar altyd vriendelik, en ons probeer wat doen wat ons moet doen, en die vrouens met hulle het altyd snaakse goeders wat hulle gedoen wil hê, en hulle laat lê hulle goeders rond, en skoene, en allerhande pootjies en dingetjies, en dan dink ek, weet jy wat, okay, maar as jy nou jou skoene hier uittrek, dan trek ek my skoene sommer in die gang uit. En as jy jou pootjie Q-Tex of iets hier neersit op die kombuiskelter, ek bring sommer al my aftershave, my onderarms, ek pak alles aan vol. En as hy vir my vra, maar wat? Dan sê ek, nee, ek sê ons pak nou ons goed hierso. So is lekker om dit te doen, hè. Die gee daar, dit gebeur gelukkig nou nie in ons huis nie, maar ek weet, ek het vriende, dit gebeur in hulle huise. En dit is lekker om soms net bietjie daai terug te gee. En dan kom Jesus, en dit is waar ons vandag is, waar Jesus ons nooi om hom te volg. En soos ek vroeër gesê, toe Jesus ons genooi het ons eintlik na 'n ander lewenstyl toe genooi. Hy het gesê, jou lewenstyl wat jy nou het, gaan moet verander. En dan in Matteus 5 vers 38, begin Jesus en hy praat 'n bietjie, hy gee lering. Vers 38 tot 42, die wat wil volg, Matteus 5. Julle het gehoor dat daar gesê is, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. In die boodskap staan daar,
Nog 'n bevel wat julle goed ken, is die volgende: 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Oftewel, oortredings moet regverdig gestraf word. Elke keer as ek dit lees, dan dink ek aan daai storie wat Profet hulle vertel het van Moses, wat ingestap het daar by die Farao, wat was so woedend kwaad was. Toe sê Moses was woedend geweest, want as gevolg van wat gebeur het, die slawerny van die Israeliete, en hy het hom opgewerk, en hy het in die paleis ingestap na die Farao toe, en hy het vir die Farao gesê, Farao, hallo. Toe sê Farao vir hom, hallo. En dan vertel hy die storie, hy sê, en toe klap die Farao vir Moses, en Moses sê toe vir hom, jy het gedink, hierdie is die Nuwe Testament, nee, hierdie is die Ou Testament, 'n oog vir 'n oog, en 'n tand vir 'n tand. En dit is, soos ek sê, een van die maklikste dinge, en die lekkerste dinge is om 'n oog vir 'n oog, en 'n tand vir 'n tand lewenstyl te hê. Wie wil dit nou nie hê nie, want dit is so deel van ons. Maar dan sê Jesus, hy sê, maar ek sê vir julle moet julle nie teen 'n kwaadwillige mens verset nie. As iemand jou op die regterwang slaan, draai ook die ander wang na hom toe. En as iemand jou hof toe wil vat, om jou onderklere te eis, gee hom ook jou boklere, en as iemand jou dwing om sy goed 1 kilometer ver te dra dit vir hom 2 kilometer. So gee aan hom wat iets van jou vra, en met hom wat van jou wil leen, nie afwys nie. 'n Oog vir 'n oog, en 'n tand vir 'n tand, is ons lewenstyl. Maar Jesus vra van ons om anders te wees. Hy sê, kan julle anders te wees? Wil julle anders te wees? En dis 'n vraag wat jy vanmôre vir jouself moet beantwoord. Is om te sê, wil ek regtig anders te wees? Wil ek 'n ander lewenstyl hê? Of wil ek aangaan om te lewe soos wat ek nou lewe? Want Jesus sê, julle moenie mense wat julle sleg behandel probeer terugkry nie. So wat jou sleg behandel, moet hom nie probeer terugkry. Hoe gaan ons dit regkry? Want dit is wat die nuwe lewenstyl van my vra. Is om nie iemand weer terug te gee wat hy vir my gegee het. Hy sê, as iemand jou op die regterwang slaan, draai ook die ander wang na hom toe. Ek weet nie of julle ook al so gedink het nie, is dat hoekom sal Jesus heel eerste keer, hoekom sê hy heel eerste as iemand jou op die regterwang slaan? Nou, die meeste mense is regs. En as ek jou slaan, as jy voor my staan en ek slaan jou, dan gaan ek jou mos klap teen jou linkerwang. Maar Jesus sê, as iemand jou op die regterwang slaan, dan draai jy jou linkerwang. Want sien, die enigste manier hoe ek jou op die regterwang kan slaan, is wanneer ek jou so gaan slaan. En wanneer ek jou so slaan, en nie so slaan nie, hierdie is 'n slaan van woede. Hierdie is 'n slaan van vernedering, van belediging, van disrespek. Dit is hoe jy iemand sal slaan. En ons wys dit ook ons baie af, want weet jy wat, ek sal jou sommer, eintlik wys dit vir hom, man, weet jy wat, ek minag jou. Dit is vernedering. So Jesus sê, indien iemand jou verneder, indien iemand jou te nakom, indien iemand jou beledig, indien enige iemand jou disrespekvol behandel, wat moet jy dan doen? Draai jou linkerwang. En dan wys hy vir hierdie persoon, dat jy gaan nie terugslaan nie. En die rede hoekom jy nie gaan terugslaan nie, is want jou waarde word deur God bepaal. En dit is so 'n nuwe lewenstyl. Dit sê, my waarde word dan nie bepaal. As jy my so slaan, is jy my minag, as jy nie respek het vir my nie, as jy my wil verneder, doen dit.
Maar ek gaan nie 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Ek gaan nie daai roete gaan nie. Ek gaan my ander wang oordrag en sê slaan weer. En so gaan ek vir jou wys dat niemand anderste as God bepaal wie ek is. My waarde word deur God en deur God alleen bepaal. God het my lief. God gee om vir my. Ek is waardevol vir hom. My sonde is vergewe. Paulus sê dit is Christus wat in my is. Met ander woorde, wat jy doen of wat jy sê, bepaal nie my waarde nie. En dan kom Jesus in vers 40 en hy sê, en as iemand jou hof toe wil vat, om jou onderklere te eis, gee hom ook jou boklere. Nou die meeste mense het maar net 'n boekleed gehad en daar was uitsonderings gewees wat iemand daarin 'n onderbaadjie kan ek maar sê en 'n bobaadjie gehad het. Maar om dit beter te verstaan, sien ons in Eksodus 22 vers 26 en 27 waar hy sê as iemand in die loop van die dag sy mantel vir jou as 'n pand gegee het vir iets wat hy by jou geleen het, dan moet jy dit vir hom teruggee as die son ondergaan. Want dit is al wat hy het om homself in die nag weer toe te maak. Onder wat anders kan hy slaap? As jy dit nie doen nie, en hy kom klaar by my, dit is nou by God, dan sal ek na hom luister, want ek gee om vir sulke mense. En hierso sien ons hoe God die mense beskerm, die basiese regte van die mens beskerm God. En nou kom Jesus en hy sê, as iemand jou baadjie wil vat, weet jy wat, gee sommer vir hom die ander een ook. En wanneer jy dit doen, dan is dit soos Filippense 4 vers 19 sê, en my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien, volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus. Die Engels sê ons, my God shall supply in all your needs, according to his riches in glory by Jesus Christ. En daarso is belangrik om te weet dat he shall supply in all your needs, but not in all your greeds. So God beskerm die basiese regte van 'n persoon, maar Jesus kom en hy sê vir ons, lê hierdie regte neer. Hierdie regte wat jy dink, maar ek het die reg. Lê dit neer. En dit is 'n ander lewenswyse. Dit moet anders te leef. Dit gaan nie oor jou nie. Vers 41 kom hy sê, as iemand jou dwing om sy goed 1 kilometer ver te dra dit vir hom 2 kilometer. Nou, die Romeinse soldate het die mag gehad, en het die autoriteit gehad om vir enige persoon te dwing om hulle bagasie vir 1 kilometer ver te dra. En dit is hoekom hulle ook vir Simon van Sirene, onthou toe Jesus gekruisig was, toe hulle vir Simon van Sirene en daai soldate gesê dat hy moet nou help om die kruis te dra. So die Romeinse soldate het dan eintlik daarop uitgegaan om vir die Jode te sê, as hulle nou deur die stad beweeg het, dan kon hulle vir enige persoon sê, luister, vat jy nou my toerusting en dan draai jy dit vir my vir nog 1 kilometer. Nou daai toerusting van hulle was omtrent so plus minus 40 kilogram. Volgens die slim mense. Ek reken dit is omtrent toe 'n rugsak, albei rugsak was omtrent soveel. Dis hy battle readiness is wat redelik swaar raak na 'n paar kilometer. Nou kom Jesus en hy sê vir hulle dat so as iemand jou dwing om sy goed 1 kilometer ver te dra, dan dra dit vir hom 2 kilometer ver. En eintlik was dit vir die Jode was dit baie vernederend geweest. Wanneer 'n Romeinse soldaat vir hulle gevra het om dit te doen, want dit was weer 'n tipe van slawerny geweest. Dit het hulle teruggevat na slawerny toe. Dit het vir hulle weer die gevoel gegee van slawerny. Jesus sê ek wil hê daai vernedering wat jy deurgaan, doen dit vir nog 'n kilometer. En wanneer jy dit vir nog 'n kilometer doen, dan sê jy eintlik vir hulle, weet julle wat? My blydskap
word nie bepaal deur julle nie. My blydskap kom van die Here af, soos Filippense 4 vers 4, wat sê, wees altyd bly in die Here, ek herhaal, wees bly. So nou wil ek by jou hoor, is daar dalk iemand in jou lewe wat vir jou voel, of hulle jou verneder? Al is al ergens 'n persoon, dit voel vir jou regtig, of die mense jou net wil verneder, die heeltyd. As jy in hulle geselskap is, as jy in hulle kringe beweeg, dan kry jy daai gevoel. En dan moet ons vandag onthou, dat daai ekstra kilometer wat jy stap, is nie vir mense vir wie jy lief is nie. Dis nie die mense wat naby aan jou is nie. Daai ekstra kilometer wat jy saam met iemand stap, is nie die ouens van wie jy hou nie. Die ouens wat die hele tyd vir jou high five gee nie. Dis die persoon van wie jy nie hou. Dis die een wat jou verneder. So, hoe lyk jou lewe vandag? Is jy 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand mens? Of is jy iemand wat vanmôre sal sê, weet jy wat, ek is bereid om my ander wang te draai, want dit gaan nie oor my nie. Is jy bereid om jou regte neer te lê? Sê, weet jy wat, eintlik het ek geen reg nie. Dit wat ek het, is ons maar net genade. Wat ek is net genade. Wat ek het is net geleen. Dit kom van God af. Jy is vanmôre bereid om jou baadjie, as iemand sê, gee my jou baadjie, om te sê, weet jy wat, vat sommer hierdie baadjie ook. Want dis nie my reg nie. Alles behoort aan God. Is jy vanmôre bereid om te sê, ek gaan daai ekstra myl gaan ek instap? Daai mense wat my te nagekom het, daai mense wat my verneder het, mense van wie ek nie hou nie, ek gaan daai ekstra myl gaan ek nog stap. Ek gaan daai bagasie dra. Ek sal dit aanhou dra. Ek sal dit aanhou vat. Want dan moet ons vanmôre vir mekaar vra, en daar soveel dinge wat ons nog in die woord kan lees, maar wat ek vanmôre wil vra, is jou lewenswyse in lyn met God se woord? Hoe lyk jou lewenswyse? Dit wat ons nie hier is nie, want hier is ons almal mooi, en ons is netjies, en ons lyk mooi, en ons ryk mooi, en ons doen alles mooi. Maar hoe lyk ons lewenswyse daar buitekant? Daar waar die mense ons raak sien. Wat sien hulle raak? Sien hulle iemand raak wat sê oog vir 'n oog, tand vir 'n tand? Sien hulle iemand raak wat die ander bank oordraai? Want as ons net hierdie 3 principles, as ek dit so kan noem, kan gehoorsaam, dan dink ek sal ons klaar 'n beter plek maak waar ons bly. Dit sal 'n baie goeie plek wees as ons dit kan lewe. Kom ons sluit ons oop. Vader, dankie dat ons vanmôre net na U toe kan kom. Wanneer ons na die woord luister, Here, dit wat U van ons vra, U maak dit soms moeilik as ons eerlik moet wees, Here. Want in ons mense is dit vir ons ingebou om te kan sê, dat as iemand my so hanteer, dan gaan ek hom terug so hanteer. As iemand dit vir my sê, dan sal ek dit vir hom terug sê. As iemand my so behandel, dan gaan ek hom terug so behandel. Maar U vra heeltemal iets anders te van ons. Here, U vra van ons om totaal en heeltemal, totaal en al 'n nuwe lewenswyse te hê. En daarom besef ons, Heilige Gees het ons U nodig, en ons kan nie sonder U nie. En so kom ons vanmôre na U toe, Here, en ons erken dat ons het soveel tekortkominge. Ons doen soveel dinge, partykeer uit selfsug uit ons. Doen soveel dinge wat ons dalk soms voel, dis die regte ding om te doen. En die persoon verdien dit. Dis hy of sy se verdiende loon. En Here, mag U ons help. Elkeen van ons wat vanmôre hierso sit, sodat ons ook vanmôre op daai plek kan wees om te sê dat my lewe, my lewenswyse, die manier hoe ek dinge doen, dit wat ek sê, hoe ek my vrou hanteer, hoe ek my besigheid doen, hoe ek met my vriendekring is in lyn met U woord. Mag U seën op ons lewe wees, Here.
Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Amen. Mag julle 'n geweldige